Welcome to Legacy Conversations, a channel where we preserve military memories and history. Hallo internet, ons praat Afrikaans en soos julle weet van ons Afrikaans praat ek nou opgewonde. En as my Afrikaans nie meer 100% is nie, vergewe my, dis wat gebeur as jy met 'n uitlander trou en oorsee gaan. Maar in elk geval, my Afrikaans is beter as my Frans. En ons wil vandag praat oor iets wat regtig van belang is en dit is 63 Meg. Seker bataljongroep, seker hoe mense sy volle naam is, maar die generaal oorkant my sal my inlig. Ek het nie geweet nie, en tot my skande moet ek vir julle sê, ek het nie eers geweet 63 Meg het bestaan nie. Ek het gehoor van 62 Meg. En môre as al van julle ouens is van 62 Meg, kom praat met ons asseblief. Want almal weet van 61 Meg en met rede ook. Wonderlike eenheid. Maar ek verstaan 63 Meg het baie goeie werk gedoen by die 9-daagse oorlog. En ek verstaan ook die infanterie wat gebruik is saam met die ratels is van 8 saai. Nou 8 saai lyk my 'n bietjie van 'n reputasie wat ek nou hier van die buitekant af sien. Wat ek nou inkyk na die weermag, was 8 saai redelik volgens hulle self 'n baie goeie, baie hoog in die bataljons. Beter as enigiemand anders. Nou of dit nou so is, weet ek nie, ek wil ook nie oorlog begin nie. Maar ek sê welkom vir generaal Koos Liebenberg hierso. Generaal, baie dankie vir u tyd en moeite. As julle nie sy vorige episodes gesien het nie en spesifiek die een oor gevegsgroep Juliet of Combat Group Juliet, soms verwys ek daarna as Battle Group Juliet, gaan kyk asseblief, gaan kyk ook na die ratelreeks van generaal Tony Savides. Daar sal julle ook 'n klomp goed uitvind hoekom ons vandag met die man praat, en veral gaan kyk na kolonel Skobus van 'n Berg en Oberholzer, waar hulle praat oor die rol van 63 Meg tydens die 9-daagse oorlog. I've been asked by many people how I can assist the channel. Now, there are various ways. For now, I want to speak about the Patreons. You can join the Patreons where you support us by donating $5 a month. If you want to do more than $5, of course, you're welcome. But $5 is the minimum. And it's completely free in the sense that if you don't want to carry on with it, you just cancel your subscription and then the $5 will not be deducted from you anymore. Now, what you get out of it from the Patreons is you see many of the videos you see first. And you have direct access to me. So if you want to talk to me or you have ideas or you want to just meet somebody who I have access to, normally through the patrons, we will definitely bend backwards to assist. So it's a good cause because we need the money to pay for the internet, for equipment, for fuel. When I was in South Africa recently, we drove almost 10,000 kilometers to record all the different museums and aircraft and people and armored vehicles and things like that. And the Patreons are the one who is paying for the fuel by making their donations. Now, there's 100,000 people a month who come to Legacy. They watch on average 30,000 hours, between 25 and 34,000 hours a month for videos, and out of that 100,000, only 50 people as I speak here now, which is January 2025, is willing to give us $5. So if you have $5, please go to the link. You can find it everywhere underneath the videos. You can also find it under this video. Go to Patreon, sign up, and let me see you in the Patreons. Thank you for listening, and let's get back to the video. Vertel my asseblief, waar kom jy vandaan, hoe het jy in die weermag beland en dan kan ons bietjie praat oor 63 Meg. Goed, dankie Koos. Ja, my pa was die RSM van Regiment Boland en ook by Regiment WP. So ek het groot geword met daai tyd het hulle nog die vlooipakke gedra, genoem in parades en passtokke en sulke goed. En toe in standaard 9 het ek al reeds besluit dat ek graag by die weermag sal aansluit. So
op die 5de Januarie trein geklim Oudtshoorn toe, 1 SAI toe, en daar gekeer, ons is Heidelberg toe gekeer, die 29ste Januarie 1973 het ons geattesteer, 'n groot groep omtrent 100 kawes. En toe het ons maar met ons opleiding begin, akademie toe gegaan, Oktober 76 klaargemaak, ons het daai Desember graad gekry op Stellenbosch, by die universiteit. Toe was ek NSAI toe verplaas, en ek was by NSAI verskillende poste, komnie, tweede bevel, komnie bevelvoerder, transportoffisier. Ek was ook in 82 en in 83 offisierinstrukteur by die kursusvleur by Leergevegskool. En toe terug NSAI toe, Mugleier bevelvoerder, later die tweede bevel geword, Kolonel Gert van Zyl en ander ou kan ek nou nie onthou nie, maar in elk geval. En toe in 88 is ek, en ek sal nou by die storie kom, einde van 88 het ons 6-3 Meg of 8 Ops bataljon gestig. Ek was daar, ek was in 90 terug verplaas, of verplaas infanterie skool toe as die tweede bevel, toe terug Appington toe as die bevelvoerder vir 2 jaar, toe terug infanterie skool toe as die bevelvoerder vir 4 jaar, toe kommandement WP toe, later Taakmag Wes met die transformasie is daar die hoofkwartiere gestig, en in die einde van 2003 is ek verplaas CJ Ops toe. En daar was ek eers SSO konvensionele operasies. Ek was tydens my tydperk daar ook vir 'n jaar afgedeel of pos gehad in die Kongo by die Kongolese weermag as 'n senior skakeloffisier terug, en ek het opgeëindig as die direkteur konvensionele operasies by CJ Ops. In die laaste 13-14 maande van my loopbaan was ek by die Net Joints, die gesamentlike operasionele sentrum wat in Nasgos wat gestig is vir die sokker destyds wat toe aangegaan het, wat 'n ongelooflike tyd was. So 40 jaar, meer as 40 jaar, 20 jaar ou SAW, 20 jaar nuwe of SANW, wonderlike tyd. Ek het geen spyt in my lewe oor wat ek gedoen het nie, en die weermag was net altyd goed vir ons, vir my en my gesin. Ons kan regtig nie kla nie. So dit is maar in kort hoe ons paadjie geloop het. Nou, om by 6-3 uit te kom, hier in die einde van 1988, eintlik al hier in die beginjare van 1988, ek was nie getroud op daai stadium nie, ek en my vrou is eers in 1990 getroud, so ons was 'n ou ma en pa vir ons kinders. Maar toe ek net besluit, sit nou al die jare al hier, en ek het ongelooflik baie ondervinding opgetel by Leergevegskool, baie maande daar neergebring, baie by 6-1. En ek het net besef, ergens moet 'n ou nou 'n skuif begin maak, want 'n ou raak nou 'n bietjie in 'n struik. En toe het ek gevra of ek nie die skakeloffisier in Rundu kan word by HSI met Unita nie. En die proses was al aan die gang. Toe eendag, toe bel Kolonel Jorrie Jordaan, maar hy was die direkteur infanterie, en sê of ek bereid sal wees om die bataljon by Aksai te gaan omskep in 'n Meg-bataljon en hulle as 'n veggroep na die operasionele gebied te vat. Dit was nou ook hier met die tyd vir die voorbereidings van die verkiesings in Suidwes. Ek het gedink dis 'n ongelooflike geleentheid. Ons was op daardie stadium toe die versoek gekom het, toe was ek met een saai ontplooi op Leergevegskool vir die afronding van ons konvensionele fase opleiding. Ek het toe 1 week deurgery Appington toe, ons het die beplanning gaan doen, en die idee was dat Aksai sal die gemotoriseerde konvensionele gedeelte doen van die troepe, die drywe sou by een saai opgelei word, die kanoniere van die ratels by een saai. En dit het toe nou so gewerk, en nadat ons een saai teruggeneem het Bloemfontein toe, en hulle nou begin regmaak om te ontplooi 6-1 en 4 saai toe is ek terug. Ek het een Sondagmiddag nog gery, want ek moet nou die troepe, die laaste konvensionele gedeelte gaan doen by Leergevegskool, voordat ons dan nou ook by die 8 saai troepe nou
Osewello toe of sektor 10 toe sou gaan. Ek het die Sondagmiddag daar aangekom en ek het so in die store ingestap en gesien ons gaan dit is nou maar alles tente, baie netjies, Agsaai ongelooflike eenheid, kolonel Johan Jooste, later generaal Jooste was toe die bevelvoerder. En ek het net besef, hier gaan ons ongelooflike hulp nodig hê. Ons het die hoofuitrusting oorgeneem by Eensaai. Ons het die ratels oorgeteken daar by leergevegskool en toe ons die opleidingsfase klaargemaak en daar het ons dit weer teruggegee. En wat daar gebeur het is eintlik 'n ongelooflike storie. Ek het die volgende oggend en ek het nou al die mense goed geken. Na brigadier Wouter Lombard, hy was toe die bevelvoerder van leergevegskool en ek het gesê, brigadier, nou moet jy help. Logistiek gewys, uitrusting gewys. Kolonel Vetskotse was die SSO, tegniese dienste, die TSO. Ongelooflike ondersteuning gekry en so het ons die uitrusting oorgeneem en so het ons begin met die opleiding, maar nou moet jy onthou dat hier is nou 'n klomp mense wat by mekaar kom wat ek nie ken nie. Ek het gevra dat ons 'n kern stafspan van Eensaai moet kry om my by te staan en ek het die RSM gekry, Samuel Jean Wiese, wat ek toe al jare mee saamkom, hy het as 'n sergeant destyds by my begin in 1977 of nee 1979 wat ek op Rowakana ontplooi was met 'n kompanie van NSI. En André van Meulen het ek gevra as 'n tweede bevel. Hy was toe nog ontplooi op ander plekke. Hy het eers later in Osewello by my aangesluit. En so sit ek nou daar by leergevegskool. Nou wag ons, die kommuniesamiore was nou al daar. Hulle was almal van Agsaai af, Rooie van Sail, hy's ook al oorlede, Rocky Francis, Hasie gekry later, Marius Linde, Johan Olivier. En nou wag ek, en hier kom, en die leiergroep kom toe van Megleier af, so jy moet hierdie konglomerasie van mense sien, wat 'n ou nou moet by mekaar gooi. En die kommuniebevelvoerders het ek nie van 'n dag oud geken nie, hulle toe in die week by my aangesluit, en dit was toe nou Kobus van der Berg, wat van 3-1 Maraljon af gekom het, en ek dink Obi Oberholzer was van 3 Saai af. Maar ek het in my lewe nog nooit gesien nie. Nou sit ek met hierdie klomp babbel mense. En dit was eintlik so ongelooflik met hoe vinnig ons gegel het. As 'n span, ongelooflik. Dit was net crazy, ek het dit so geniet. En hoe ons die opleidingsprogram begin voltooi het, en ons het net so 7 weke gehad, dink ek, om nou die MEG-omskakeling te doen en die troepe op te lei. So dit was maar 'n dag en 'n nag storie, ons het ongelooflik hard gewerk. En toe hier vroeg in Desember, toe was ons nou klaar met die opleiding, en ek het lanklaas in my lewe so 'n span mense by mekaar gehad. En jy weet, daar was maar altyd die onderlinge kompetisie tussen die saai-eenhede in die leer op daai stadium, Agsaai versus Eensaai. Eensaai was 'n fenominale eenheid, maar Eensaai het nooit baie gegaan vir pomp en glamour nie. Eensaai het maar die dinge gedoen en ander eenhede het weer op ander goed klem gelê. So die kompetisie was maar altyd daar, en tydkeer het hy die gevoel gekry, die Agsaai ouens kyk na die Eensaai ouens, maar daai gevoel het ons vinnig doodgeslaan, jy weet, en dit was eintlik 'n formidabele span. Ons is toe terug Agsaai toe om te gaan uitklaar, en ons het toe reggemaak om van Appington Lughawe af terug te vlieg. Nou moet jy verstaan, hierdie is nou 'n groepering wat Agsaai Opsbataljoen genoem word. En ons gaan nou 'n MEG-veggroep word daar bo in Osewello. Ek weet nie wat daar by my gaan aansluit nie. Maar my eie organisasie was nie heeltemal, ek het byvoorbeeld nie 'n KM gehad nie, en ons het nie peloton onderoffisiere gehad nie. En daar het ook nie veel gebeur toe in daai ek moes met dit wat ek gehad het, moes ek toe nou herskik en herorganiseer, en ek het 'n hoofkwartier gebou. Wat uit SANEWAG-lede uit bestaan het, uit dienspligtiges, wat luitenante, inligtingsoffisier, opsoffisiere, wat ons baie vinnig in 'n span toe nou omgegooi het, en ons het regtig gemaak gemaak wat ons het, want
ek het toe vir Marius Linde geskuif as die KM en Rocky Francis wat 'n stafsergeant was by die mortiere toe die kompanie sommer by die ondersteuningskompanie geword. En Joe Nel, ongelooflike offisier, hy so 2-3 jaar terug is hy oorlede. Was my ondersteuningskompanie bevelvoerder en ook 9 Foxtrot. Yes, dit was 'n ongelooflike span. Ons het toe uitrusting by 6-1 en 6-1 se lyne oorgeneem wat een saai ook daar oriëntasieopleiding gedoen het en ons het daardie uitrusting oorgeneem en dit het toe nou ons uitrusting gehad. Maar nou is dit net regtig die noodsaaklike. Ons het begin paraat maak en ek het my basisse skuif. As jy nou die pad onthou, as jy daar by Operet deur die rooi lyn gaan, dan jy so pad, so draai die teerpad gemaak af om die teer toe en dan Kaplyn, ek dink was die Charlie Kaplyn uitgaan, so 30 km op het ek my basis in die bosse gaan bou. 'n Wonderlike plek, ons was omtrent 3 maande daar. Maar nou moet ek paraat maak. Ek het nie genoeg echelon voertuie nie. Ons het nie die ander ondersteunings gehad wat die gevestigde eenhede so 6-1 Ekskuus tog. 6-2 gehad het nie. Jean Leibrand was ook daar met 6-2 op daai stadium. En ons het goeie verhoudings opgebou met die staf by Grootfontein. Daai logistieke ouens het ons so bygestaan dat ek daai span van Joe Nel gestuur omtrent elke dag. Dan kom hulle terug met uitrusting, met voertuie, met alles wat ons nodig het. Nou wil ek net vir jou 'n storie vertel. Toe ons die dag uitry by Umatea om nou ons basis te gaan bou, ek het net 52 man stoof gehad vir omtrent nou wat 600-700 mense. En toe ons uitry, toe breek die bloody ding se bladveer en hy val om. Nou het ek nie 'n stoof nie, hy is nou ondiensbaar. En Kersfees kom en ons kry besoekgroepe en almal vra vir my, wat gaan jy maak met Kersfees? Dit is nou hierdie groot storie. Ons het daai Kersete vir daai eenheid met 375 man koekers. Skiet tog. Gemaak vir Kersdag, wat eintlik ongelooflik was. Maar ek het dit is nou maar sulke storieetjies wat ek vertel. Ek kom Piet van der Merwe was op 'n stadium ons KM by 1 en hy is toe by Grootfontein. Hy diens gedoen daar. Ek dink hy bly nou hier op die aar ergens. Ek kom die dag by hom, hy sê vir my, Koos, ek het nou 12 kalkoene gekry vir die hele operasionele gebied. Wat maak ek met 12? Ek sê, gee daai kalkoene vir my. Ons het daai kalkoene gaar vir Kersfees by 6, almal het nou maar so 'n klein stukkie gekry, maar in elk geval, so dis die tipe van support. Daar was 'n luitenant-kolonel Lou, ek dink hy was die seun van generaal W.P. Lou. Ons het hom Hakkel Lou genoem, het so gehakel. Daai ou het net ongelooflik, is ons goed, dan sê, gaan daar in die park in, en dan gaan haal ons uit, en ek het 'n span tiffies gehad later, wat werklik fenomenaal was. So het ons paraat gemaak. Nou moet jy verstaan, vir die eerste 3 of 4 weke wat ons nou opleiding gedoen het, en al ons opleiding was toe nou geskoei op die 6-1 doktrine, ek dit was deur die hele weermag so. En ek het vir die eerste 3 of 4 weke nie LWT gehad nie, maar ek het al die voertuie gehad, die bintrokke, alles. Nou hoe hou nou jou goed diensbaar, ons het elke dag opleiding gedoen, die troepe het Vrydag Mara teruggekom, Saterdag stalparade, Sondag Mara weer begin uitry, want ons het nie tyd gehad nie. En ek het net vir my RSM gesê, vir wie se gesê, daai LWT is joune, en daar was Saterdag gekarring by daai LWT, ek het nooit oorgeloop om te gaan kyk wat daar aangaan, want ek was te bang om te gaan sien wat daar aangaan. Maar Sondag Mara, dan loop al die voertuie. En so het ons toe nou klaargemaak en ons was toe nou deel van die 6 Hero brigade van 6-1 weg, 6-2, die Jean Leibrand en Mike Miller was toe by 6-1 en ons was toe nou die 3de veggroep. Maar toe het ons nou die elemente begin bykry, die Panzer Eskadron van Tommy Thompson, Robbie Kynes was toe sy kommunisom die Jordani de Tooi, hy was later by Daniel, die hoof CEO, whatever. Hy was die Eskadron 2B, hy het toe later by ons aangesluit en ons het so begin. En dit was eintlik die kern wat ons gehad het. Die artillerie was nooit permanent by my nie, hulle as deel van die artillerie brigade of ek kan nie onthou wat 'n regiment dit was, Jan Lousberg het met hulle geweet daar onder naby Operet. Maar gereeld saam opleiding gedoen, Hannes Hendriks,
was baie by my as die artillerie offisier. En so het ons nou ons oefeninge gedoen. Ons het 'n groot brigade oefening gedoen. Saam met die Merlyn of saam met 6 brigade. Jan de Tooy was toe ek dink hy is ook al oorlede van Panzer. Hy was toe die brigade bevelvoerder wat hoofsaaklik geskoei was op die ingryping, op 'n moontlike ingryping in Suidwes met die verkiesing of 'n moontlike inval. So tydens daai oefening het ons 'n vertragingsgeveg met my eenheid met 4 syfer wat 4 steen gegee toe later geomvleuel het. 6-1 wat ook 'n aanval gedoen het en ek het die laaste oggend het ons ook 'n aanval hier teen Eerstelige gedoen met my hele veggroep. En dit het met ons baie goed gegaan en in 'n baie kort tydjie het ons hierdie ouens die offisiere, veral vir Kobus en Obi en die ouens, jy weet, geïntegreer in hierdie MEG-denke en die MEG-dinge. En ek dink dit sou moontlik gewees het as 'n ou nie daai kaliber mens gehad het om mee te werk nie. Daar was net nooit issues nie. En issues wat ons gehad het, het ons op 'n baie goeie manier kon uitsorteer. Nou ja, toe is die oefening klaar en ons het goed gedoen, ons het paraat gemaak en ons uitrusting diensbaar gekry. En as deel van die om die troepe net aan die gang te hou, het sektor 10 ons toe op 'n aflosbasis die kompanies ontplooi Enana toe. So Obi was daar, Kobus van der Berg was daar met hulle kompanies en dan weer teruggekom. En toe skop 435 in en ons moes toe nou almal suid van die rooi lyn gaan lê. Die plan was dat ons dan nou, ek het toe geskuif, ek het toe daar gaan lê waar 6 brigade gelê het, daar naby die opleidingseenheid van die sektor. En ons het net, dit was hier teen die einde van Maart, en die Saterdagoggend 1 April, toe stuur ek vir André Vermeulen, hy is toe nou by 2B, stuur ek toe sê, toe dat hy 'n bietjie kan gaan ontspan, want ons was nou lank in die veld gesit, wat ons nie eintlik by die beskawing was nie. Hy kom toe die middag terug en hy sê vir my kommandant, maar 6-1 mobiliseer. Ek sê, dit is nie bly moontlik nie, dis dan nou die groot vrede, en dan nou 1 April, en dan nou, jy weet, 435 het nou ingeskop. Hy sê, hulle mobiliseer. Ek ry toe oor, na Mike Miller toe, daar by Ometea, hy sê, nee, hulle mobiliseer, SWAPO storm oor die grens, hulle praat van 2000. En toe kry ek die boodskap, ek moet Brigadier Serfontein gaan bel, hy is toe sektor 10 so bevelvoerder. En ek is terug daar na Boelie Brits toe. Generaal Serfontein het nooit oor die radio met ons gepraat. Hy het altyd gesê, jy moet by 'n telefoon wees. Nou, ek sal later terugkom daarna toe. 'n Ongelooflike ou daai. Ek ry toe daar na Boelie Brits se eenheid toe, by die opleidingseenheid, en ek bel die sektor hoofkwartier, en my opdrag is, maak paraat. Môreoggend 7:00 onders op Oshiwello, op Oshikati, en jou eenheid met aanvulling doen op Ondangwa. Nou moet jy besef, ons het afgebom. Al die goed is op die loktrokke gepak. Jy het nie 'n wapen in jou kar nie. Daar's nie ammunisie meer in die voertuie nie. Ons is nou soos, ons gaan nou terug Suid-Afrika toe, want ek sou toe nou by leergevegsvorm met die eenheid gaan ontplooi. En die Zaan is op pad Walvis Bay toe. Maar in elk geval, daai nag maak ons paraat. Eerste, dit was 'n geroesemoes. Ek moes vinnig orders gee en ek is die volgende oggend weg. En André Vermeulen en die eenheid ook, maar ons het dit reg gedoen. Ook 'n paar goed gebeur daai nag wat my laat wonder het wat hy al gaan nou met ons gebeur van die Witvos het afgegaan toe hy nou in die kanister ingepak word. Nog 'n heerlikheid. Maar in elk geval, die volgende oggend 7:00 ingestap en generaal Serfontein se orders aan my, hier is jou grense. My linker grens was Italië basis, daar's in by, en my regter grens was, ek dink hier na in Kongo se kant toe. Dit was 'n redelike, dis jou grense waar binne jy nou gaan opereer. En soek jy die manne en sort uit. Dit was die storie gewees. Ek weet generaal Meyer was toe BG Swaai nog so voor my gesit. Ek het hom volgende daai oggend so jammer gekry, want ek meen hierdie situasie was net, dit was net 'n ongelooflike situasie. Koevoet was ook nie meer gerad nie. Hulle het nou maar die grootste brand daai eerste 2 dae gevat. Maar in elk geval, ons het toe op Ondangwa daai Sondag aanvulling gedoen. Ek het die middag 1:00 is ek regter nou orders gegee en ons het toe ontplooi. Toevallig het ek toe my toekomstige vrou weer daar raak geloop. Sy het 'n besoekgroep daar gehad.
En toe die dinge van daar af nou net weer begin operuit. Maar in elk geval, ons het toe in 2 vegspanne opgedeel. Obi, die company het ek ontplooi na die ou Italië basis toe. En vir Kobus van 'n Berg A company met sy tankweer elemente het ek toe ontplooi na die ou Ilundo basis toe. En my opdrag aan hulle en ek het my basis in die Karavaanpark buitekant Enana basis gaan stig. Eben Swanepoel was toe die bevelvoerder van 5-4 bataljon. Nou daai basis was leeg, hulle het niks meer gehad nie, want ons was nou ek het toe van my mortiere uitgehaal om net in die putte te sit en vir hulle ammunisie te gee, want ek het met 'n vol echelon daar aangekom. En ons het toe nou ontplooi die nag en generaal Servantyn het my gebel en gesê, maar ek my hoofkwartier inskuif in die basis. Ek het geskop daarteen, want ek wil daar buitekant wees. Maar ek het in my hoofkwartier ingeskuif, so 'n hoek ingedruk. En dit was eintlik maar goed vir later ook. Maar in elk geval, en toe die maandag, ek dink die maandagmiddag, en my opdrag aan die ouens is, ek het nou 101 bataljon toe, hulle is toe nou Grootfontein toe hulle voertuie weer te kry, en ek het 'n paar tolke, ek dink Louis Kotse was toe die bevelvoerder, hulle afgekry, want ons troepe was nie opgelei vir spoorsny, jy weet, daai tipiese koevoet goed is nie. En ek het net besef dat met die elemente wat ek nou van hulle afgekry het, was nie werklik, dit was tolke gewees om met die Wamos te praat, en my opdrag aan die 2 vegspan bevelvoerder was, link up met die koevoetspanne wat op die grond was, en ons werk saam met hulle. En ek het toe nou met die Takaka, Jackie was sy naam gewees, hy was die koevoet, hy was 'n adjutant-offisier as ek reg kan onthou, was daar by Enana, by hulle hoofkwartier, ek en hom, en ons het ons dinge toe nou uitgesort. En toe van die maandagmiddag of die eerste kleinere kontakte toe nou begin, maar die bevelvoerders het daai aand met my gepraat en gesê, hierdie ding met die koevoete gaan nie lekker werk nie. Hulle het mos hierdie maal wat hulle doen met die buddies en die voertuie ry rond, jy weet, lyk amper soos die Indians wat so in die ou tyd met die Amerikaners beklei het. En ek het vir skiet hulle, ja, maar ongelooflike ouens, jy weet, ernstige ouens, en ek het toe vir die komniebevels, gaan nou daai aand en gaan sit, ons het in elke pelotonbevel vir die komniebevels uit, ons het 'n vegstrommel gehad, waar jy jou voertuigies, jou modelletjies gehad met die houtspel, gaan sit met die koevoetspan, en kom ons sort net die drills uit, en hulle het dit hier aand gedoen, en toe het ons op die ou en ooreengekom, hulle sal die spoor vat, met hulle buddies, en dan sodra die spoor warm word, dan sal hulle na die kante toe uitwy, ons sal met die ratels integreer, en hulle kan dan agterom vleuel, en dan kan hulle daar aan die agterkant gaan afsny, en hulle kan daar met hulle maal, en dit het toe eintlik nou goed gewerk, en so het ons eintlik 'n wonderlike verhouding opgebou. En daar was maar daagliks was daar kontak, en nou die droë van Koevoet, daai was, hulle het mos nie in die veld gestaan, hulle het elke aand teruggekom. So, dan gaan kry ek hulle nou maar daar by die opskamer, en dan môreoggend, dan gaan hulle weer uit, dan vra ek vir hulle, okay, nou waar toe nou vandag, en sê hulle, nee, hulle soek eintlik net so 82 motor, want hulle het baie gehou van die Ratel 81's, nee, 90 mm skoot, skiet 'n tonnel deur 'n bos, en so het ons nou hierdie ding nou maar gehanteer, en dit het eintlik baie goed gegaan. Ek het Koevoet ook baie ondersteun, logistiek gewys, met ammunisie en rantsoene en so aan. En toe kom die 6de April, die oggend het OB al vir my vertel, hulle is toe daar in noord van Italië basis. Hulle is toe nou op 'n groot klomp spore, en die vorige dag, as ek reg onthou, het Koevoet redelik pak gekry suid van ons. Hulle was in die oggend toe hulle uit hulle slaapplek uitry, toe is hulle in 'n ambus geleen, hulle het baie verliese gehad daai dag. Maar in elk geval, as ek nou reg kan onthou, het daai middag seker so hier van 1 uur se kant af het OB vir my gesê, hulle is nou sterk in kontak. En ek rapporteer dit toe, ek is omtrent so 70 tree van die 5-4 bataljon se hoofkwartier of so opskamer. En ek daai dag het ek seker omtrent 300 maal daai pad geloop, want Brigadier Servantyn wil by my weet wat gaan aan. En sê ek vir hom, generaal, ek is op die reis, en nee, ek wil nie op die telefoon praat. So ek het gaan rapporteer. En oom hulle toe nou die geveg beklei,
En daai aand baie laat, was al sterk skemer in die vroeg aand in het hulle klaargemaak. Daai dag moes ons regtig die troepe het uitgeklim, hulle moes binnelands loopgraafopruiming doen. Die Impalas het ingekom om lugaanvalle te doen. Ek dink dit was seker een van die eerste kere in 'n binnelandse situasie. En vroeg in hierdie aanval is een van die ratels, tankerweer ratel of 'n panserratel raak geskiet deur 'n RPG 75. Dit was 'n nuwe strim granaat wat hulle geskiet het. En die voertuig het aan die brand geslaan en Rocky Francis wat saam met Obi was op daardie stadium, Staff Francis het vorentoe gehardloop, die bemanning gaan uithaal, die drywer gaan uithaal en dit is waar Rocky ook sy honoris Crux dekorasie gekry het vir daardie aksie wat hy gedoen het. Daardie geveg het toe in die aand klaargemaak. Ek kan nou nie meer onthou nie. Daar's nou verskillende weergawes van totale 30, 25, 16 geskiet. Maar dit was 'n redelike geveg en dit is toe nou afgehandel. Die nag het die koffie teruggekom en Obi het op die teiken bietjie teruggetrek en daar geslaap die nag om nou maar ook te kyk na die ratel. Maar as 'n ratel so brand, dan brand daai voertuig vir 2 dae. So jy kry nie vir hom doodgespuit nie. En hulle het toe nou daar gebly en ons het daai ratel later gaan herwin en hom teruggebring sodat ons hom Grootfontein toe kan vat. En toe was dit nou eintlik die einde van die storie. Daarna het ons 'n bietjie gebiedsoperasies gedoen. Ons het ook later hierdie beheerpunte gestig op die kaplyne by die bakens sodat dat almal wat wou teruggaan kon teruggaan, maar niemand moes inkom nie. Ek weet Kobus hulle daar noord van Enana het hulle 'n paar van hierdie beheerposte saam met Oontaak gehad, was ook 'n ander ervaring gewees oor hierdie manne se ablisiegewoontes en absoluut afgesonder. Jy moet hulle deel nie met ander nie, so ons moes voorsiening maak daarvoor. En toe is ons klaar en toe die operasie nou afgelas is, het ons terugbeweeg Oshiwello toe. En toe die hele beweging begin terug, want die plan was ek sou leergevegskool toe gaan om daar te gaan lê vir die res van die jaar om as deel van die ingrypingsmag te wees. Ons het 'n of 2 baie deeglike beplanningssiklusse gehad onder leiding van kolonel Piet. Wat was hy van nou? Piet Meis het ons, hy was die bevelvoerder by, sal nou op sy van kom by Aksai, oor hoe ons hierdie ingryping nou gaan doen in 6-1, 6-2, 6-3, het hulle opdragte gehad. Nou, iets wat ek vergeet het, hoe het ons by 6-3 uitgekom? Ons was nou bekend gestaan aanvanklik as die Aksai Opsbataljon, maar ek het vinnig agtergekom en nou kry ons panser elemente by, Tommy hulle het bygekom en ons het ander elemente bygekom, so dis moeilik om 'n identiteit te bou as jy nou van Aksai Opsbataljon praat, want dit is nie deel van Aksai nie. En toe het ek met Jan de Tooy gaan praat, sê, kan ons nie 6-3 word nie, en hy het toe byval gevind en ons het toe nou 6-3 geword. Nou of dit nou ooit hiërargies goed, ek kan nie onthou nie, maar ons het 'n volledige stel. Weet, ons het baadjies gemaak, ons het t-shirts gemaak, ons het pette gemaak, ons het pennings gemaak. Dit was en so het ons nou maar 6-3 geword, want toe kon almal nou identifiseer met 6-3. Ja, kolonel Piet Miller was hy van die SSO. En so het ons nou geweet wat is ons rol? En my rol sou wees om in die Pannetjiesveld daar noord van Osikati, Ondangwa sou my area gewees het van operasies as nou nodig sou wees. Ons het nou met die bewegingsbeplanning terugbegin en ons sou met die treine terugbeweeg. Nou dit was ook nou 'n ander oefening. En jy weet, ons het altyd 'n idee gehad oor 'n spoorweg en oor 'n shanter van 'n spoorweg. Hulle was altyd halfvuil en hulle daai sakkie voor met sy radio en ek het vir daai ouens soveel respek gekry met daai hele oefening. Ek het vir Jou Nel gesê, hy was my lokoffisier, dat hy moet
Jero Foxtrot, hy moet die beplanning vir ons doen en so het ons begin met die terugbeweging met die treine, wat 'n senitergende oefening was, want jy, daai lowbeds staan daar by die Tsumeb spoorwegstasie, en dan met daai rateldrywer met daai ratel op daai lowbeds op, ry seker vir 14, 15 trokke vorentoe, en die ratel se wiele steek oor die lowbed se kante. So, dit was senitergend om dit te sien, en die drywer het ook gestaan. Hy het met ons het die torings teruggedraai en die drywer se hats oopgemaak en hy het hom met die handthrottle gery. Want as daai ding afval wil hy kan uitspring. Maar ons het nooit 'n ongeval daar gehad en die oefening het eintlik baie goed gegaan. Ook 'n paar lesse geleer met die ander ouens wat met die treine terugbeweeg het. Jy moet jou hatches vasdraai met draad, want so met die skit gaan nie goed oop en dan gaan jy onder deur 'n brug, dan ruk jy die hatch af. Jou deure moet jy maar vasdraai en die lug gaan uit en die goedskit, die handvatselskit los. Ons het al daai lessies geleer. Maar so het ons toe op leergevegskool aangekom. My opdrag, en voor ek nou aangaan daarmee, wil ek nou jou eers 'n ander storie vertel, weer oor kwaliteit mens. Ek val myself nou hier in die rede. Die 90mm ratel was 'n baie skaars item op daai stadium. En generaal Serfontein was heilig op daai goed. Hy het ons die dood voor die oë gesweer as daar ratel enige iets oorkom en hy moet afgeskryf word, dan kan jy maar teruggaan Republiek toe. So doen ons nou in ons voorbereiding nog vir die brigade oefening, ou Piet Steenberg. Hy was my tankafweer pelotonbevelvoerder ook van Appington, ongelooflike offisier, ernstige offisier. Hy het detail briewe geskryf oor sy ratel vir sy vrou, want daai tyd moes nou nog sensor, jy weet, so wat. Maar in elk geval, Piet kom eenmalig terug en hy sy spierwit geskrik. Hy sê vir my, kommandant, ons het 'n probleem. Ek sê, nou wat nou? Nou met 'n stuit en onttrek drill het 'n drywer mal geraak, dan het hy net terug reverse, jy weet, of reverse. Toe ry twee van sy ratels in mekaar vas, en die een ratel 90 ry toe teen die neus van 'n ander een vas, en hy stamp daai agterste gedeelte van daai ratel daar by die deurtjie, dat die dieseltank eintlik trinkelkat in die middel. Nou is die voertuig vir alle praktiese doeleindes is hy nou afgeskryf, buite plaaslike herstel, buite ekonomiese herstel, iets van daai goed. Op daai stadium het ek 'n burgermag tiffie element werksplaas by my gehad. Die bevelvoerder was 'n kaptein. Hy het ook later staan en mag aangesluit, ek net op sy naam nou kom, maar in elk geval, hy kom sê toe vir my, hier's nou groot probleme, baie papiere, hy moet nou dit rapporteer. En baie van hierdie tiffies wat ek daai tyd gehad het, was myners gewees, hulle het daai die Oosrand uitgekom. Nou, ek sê, ons net sulke baarde, maar wonderlike mense. Ek sê toe vir die kaptein, luister, wil jy nie gaan spares haal op Ossikate nie? Ja, sê hy moet eintlik gaan, ek sê nou maar stoot, jy nou maar gou deur, ons sal later praat oor al hierdie rapporterings. Nou kom hierdie groot onderkorporaal na my toe gestap. Hy sê vir my, meneer, roep hy my. Ek sê, wat sit Boeta? Hy sê, meneer, jy het nou 'n probleem. Ek sê, ja. Hy sê, maar los dit vir my, ek gaan dit vir jou regmaak. Ek sê, hoe? Hy sê, nee, los dit net. Hy sê, ek werk met hierdie goed op die myn. Ek weet presies wat ek nou gaan doen. Nou stap ek later oor aan die LWT toe, nou die deurtjie afgehaal, en het hulle gat gesny in die een hoek van die ratel en 'n gat onder, en nou het hulle hierdie groot dik S-pos ketTINGs deurgehaak, en hulle die Mac Recovery het nou daai ketTINGs nou styf getrek. En dan staan daai tiffie nou, daai onderkorporaal by die groot baar, staan hy met die blaasvlam, dan maak hy daai gat warm agter, van die panserstaal, want as die panserstaal warm maak, dan verloor hy sy kapasiteit. En as hy staal nou mooi rooi warm is, dan sê hy vir daai Mac drywer, right, dan trek hy daai staal trek hy reguit. Ons het daai ding het hulle reggemaak. Ek het daai ratel so teruggegee, ek het dit nooit gerapporteer nie. Hy is teruggegee en daai ratel het deur al hierdie dinge gegaan. By leergevegskool het ons ook 'n ratel gerol in 90 wat ek ook nooit gerapporteer het nie. So dis die kapasiteit mens wat ons gehad het. Dit was eintlik net so wonderlik geweest, maar nou is ons terug op leergevegskool, is nou afgelaai en Brigadier Serfontein se opdrag aan ons was, jy met jou oorlogsreserwes moet jy handhaaf, moenie die uitrusting vernieuw nie, moenie te veel opleiding doen nie, jy moet reg wees vir die ingryping. Ek is 2 maal teruggevlieg vir beplanningssiklusse weer op Grootfontein, want die Serfontein se hoofkwartier, die Merlyn hoofkwartier was toe op Grootfontein. En nou sit ons by leergevegskool, ek het daar by 5 onderhoudseenheid op Ondangwa, ou Wally Kemp, Palk was daar.
toe het hulle hierdie massiewe groot tente wat hulle ammunisie ingestoor het. Toe vra hy my eendag, wil jy dit nie hê nie? En ek sê toe, ja, ek sal dit vat, want ek het alles bymekaar gemaak. En ek het die Samjore gestuur vir opleiding, ons het daai tente opgeslaan, een van daai tente vat 1000 man. Ons het hulle opgeslaan daar, so ons het vir ons 'n wonderlike basis gebou, daar by Leergevegskool. En nou moet ons die troepe besig hou. En ons het nou sport gehad, en ons het allerlei dinge gedoen met die troepe. Maar later kom ek agter, maar elke tweede troep se arm is omtrent in 'n spalk, of sy enkel is verstuit en so, en dis nou van sokke, rugby, volleybal, jy weet enige bloody ding, wat ander van Meulen geoog, toe nog ek nee, jy sê, ons kan nie so aangaan nie. Ons gaan later niks oor hê nie, en toe het ek met kursusspeel gaan praat. So ek kan ons nie julle help met kursusopleiding nie. Ek het soos 'n goeie RSM het jy maar altyd spaar gehad. So ek het baie spaar ammunisie wat nie deel is van ons eerste en tweede lyn reserves nie. Het ek op Eselon gehad en so het ons toe nou met kursusspeel betrokke geraak en ons het baie vir die studente met die veggroep en vegspan kursusse het ons my troepe gebruik om hulle te help en dit het hulle niks gekos nie en dit was goed vir my troepe en dit was goed vir die studente ook. So dat daar eendag tydens 'n aanval wat daar nou 'n student in die toring was, 'n helse argument tussen hom en die drywer ontstaan het. Nou die drywer is een van my troepe en die student is nou 'n student op kursus. Hulle moes 'n vinnige aanval doen en die drywer sê toe vir die majoor, jy kan nie dit so doen nie, dis verkeerd, jy moet dit so omdoen. Nou raak hierdie ou opgetrek vir die drywer, wie die hel is, hy is 'n troep. Maar wat hy nie weet nie, daai troepe van my, daai aanval is seker 100 maal al gedoen. So hulle het presies geweet hoe dit werk. So het ons toe ons tyd verwyl by Leergevegskool en ons het ook die geleentheid gehad op daai stadium, toe kon die ouens nou 'n bietjie huis toe gaan, Appington toe naweke, en die leiergroep kon op naweke 'n bietjie Posmasburg toe gaan, en ons het die hele jaar het ons in die bos gesit. So, ons het toe dit klaargemaak die tyd daar, in daardie tyd is ek ook 2 maal, ek weet nie of ek dit nou moet sê nie, maar 2 maal opgevlieg, heeltemal incognito, en ek het op Osikati met Koevoet generaal Sterkans Dreyers ouens gaan praat, bietjie modelspel gedoen met hulle, sodat as ons sou deel wees van 'n ingrypingsmag, dan sou ons weet presies hoe werk ontplooiingsdrills, hoe werk integrasiedrills, wat syne gebruik ons, rooksyne, handsyne, jy weet daai modelspelle gedoen, dit was nog wel 'n interessante tyd. En so het ons die einde van die jaar nou maar klaargemaak met 6-3. En toe het ons uitgeklaar. So ons was 'n jaar aan die gang. Ek het die uitrusting teruggegee by Leergevegskool. En die troepe is terug Appington toe en hulle het uitgeklaar en so het ons nou maar weer deel geraak van die groter stelsel. Ek is toe die einde van daai jaar geplaas as die tweede in bevel by infantry skool saam met Paul Stroebel. En dit was die storie van 6-3. So as 'n ou dit kan opsom, in kort is dit 'n storie van ongelooflike leiergroep. 'n Storie van paraatmaking met die ondersteuning van almal by Leergevegskool, by die herontplooiingshoofdkwartier van Grootfontein, kolonel Lou, Annemarie, wat daar die personeel, die SSO personeel was, dit was net eintlik ongelooflik, en op die ou ende was ek 'n goed georganiseerde veggroep, met alles wat ek moes hê. Die Eselon was te trots geweest, jy weet alles was opgepak en dra, die vragluister, die vragnette, dit het gelyk soos 'n masjien, en dit was net alles as gevolg van mense, en ons het dit in 'n kort tydperk het ons dit reg gekry, en dan jou leiergroep, ongelooflik. So, dit was vir my seker een van die beste jare in my lewe, en ek het nou nog met baie van die ouens kontak, Kobus, Obi, Rocky Francis, Joe se vrou. So ons het nog met almal kontak met mekaar, en ek sal nou met die mense van 61 Weg Veterane Vereniging, met generaal Kobus Smit, daai reëlings net vasvat, want hy het die uitnodiging nou gerig. Hoe kan ons die ouens van 6-3 ook deel maak van die veterane vereniging? Maar eintlik is ons net een familie, jy weet, dit was, ek sal dit nou doen hier van môre se kant af, sal ons hierdie skakeling begin doen.
En dis die storie van 6-3. Toe ek nou begin klaarmaak hier aan die einde van my loopbaan, toe Tony Savage nou eendag met my gesels en gesê, maar ek moet 'n boek skryf oor 6-3. Nou ek is nie 'n skrywer nie, ek het nie daarvan gehou nie, ek hou nou nog van, ek gaan dit nie doen nie. Ek het so 'n klompie bladsye geskryf, en ons het dit vir Willem, Willem Steenkamp gegee. Ek dink dit is geïnkorporeer in 6-1 se boeke, 'n bietjie van dit. En die grootste gedeelte van die manuskrip het ek eintlik vir André Vermeulen gegee, want hy was goed met hierdie goed, maar toe het hy nou 'n bietjie van die radar af verdwyn as gevolg van werksomstandighede. Ek moet dit ook net weer by hom opvat. Maar dis 6-3. Net nog, en ons het nooit hoef ons terug te gestaan het vir 6-1, vir 6-2 wat ou gevestigde eenhede was nie. As gevolg van mense, jy weet, wat ons by mekaar, ek sal nooit vergeet nie, die oggend toe ek nou ry, Izane toe met 6-2 weg, daar by ook 'n toppie gelê, die ou perre eenheid. En toe ek nou die oggend ry, die sonnagoggend om toe hy nou nog nie die nuus gekry nie, om my onderste gaan kry, toe stop ek gou daar by hom. Hy lê in slaap toe nog, want is hier so 5:30, 4:45 se kant. Ek sê vir hom, Izaan, julle moet mobiliseer, ons mobiliseer. Hy sê vir my, notte, ja man, jy praat strooi. En dit was nie 'n halfuur later, toe het hulle ook begin met die storie. Hulle het hoofsaaklik in die pannetjiesveld gewerk. Die ander sterkpunt, dink ek, wat ons met daai 9 dae ook is die baie goeie verhouding wat ons met Koevoet gehad het. Daar was baie vyandskap tussen Weermag en Koevoet. Ek meen, ons ken mos nou hierdie hele gestel, maar ek het net besef, ek gaan nie enige sukses behaal in hierdie storie as ons nie met hulle optaai nie. En ons het nie altyd saamgestem nie, maar ons het goed met hulle saam, ek het hulle baie ondersteun. En goeie mense, Jackie, Piet Hand, ek hoor Kobus om Piet Hond gewees, Piet Hand het sy hand so half spens geblaas met 'n granaat op 'n stadium. Ongelooflike onderoffisiere, maar ongelooflike ouens. Hulle het die airstrikes hanteer toe die Impalas ingekom het daai nag, of daai middag laat, dood van Italië. So dis die ouens wat ons nou maar mee kontak gehad het. Ek het ook hier, later toe ek in die Kaap was, het hulle so die Unie hier in die Parel gehad, het ek het een middag, Saterdagmiddag gaan bywoon. So, dit was, dit is die storie van 6-3, baie vinnig. Dit was 'n goeie tyd in ons lewe. 6-3 het daarna nog voorgestaan en maar hy het eintlik maar aan die einde van 1989 het hy maar klaar gemaak. As ek nou leiergroep vat, hierheen van Breda, hier is 'n familie, van die kerkfamilie wat hier in die dorp bly, hulle seun Breda was my een mortierluitenant, ek het hom, ek dink hy is in Australië lanklaas gesien, daar is nog Malherbe in die Parel, van leiergroep wat ek nou kan onthou. So, ongelooflike mense, almal diensplig staande mag, die hele lot, dit was net uitstekend, dit was baie lekker. Koos, dis 6-3. Het jy iets gesê van daai groot oefening? Kobus het gepraat daarvan, blykbaar dat 6-3 toe deur die linies moes aanval. Hy het 'n baie spesifieke woord gebruik, het jy dit genoem in die aanbieding? Nou veg deur die lyne, ja. Ons het daai oefening, ek het nie baie spesifiek daaroor gepraat het, ons het dit, ek dink dit was deur 6-1, nee, dit was deur 4 saai se lyne as ek reg kan onthou. Moes ons deur hulle gaan om die tyd in die oggend te gaan aanval. En dit het nogal redelike koördinering geverg en so, maar ons het dit goed gedoen, dit ook nog nie baie vinnig gebeur nie, want Paul Forsie het altyd gesê, jy weet, oorlog is soos koffie drink, jy moet dit stadig doen en geniet. Maar dit was 'n baie goeie oefening, en dit is die eerste keer wat ons dit eintlik, geveg deur eie linies, wat ons dit nou gebruik het. Wat ons daai oggend 'n taktiese besluit moes neem is, as gevolg van die baie digte terrein, het ons eintlik maar die 4 van ons eie patrouillemortiere ook gestop, en ons nie geweet, die bewapeningsafstande is nie altyd van toepassing, ons moes dit stop, want ek was bekommerd oor ons eie bus, jy weet, vir daai goed. So dit was 'n baie interessante oefening, die hele terug, die retro geveg, die vorige dag, daardie aand se herorganisering, die volgende dag se aanval deur eie linies, was eintlik 'n baie interessante oefening, en dit het baie goed afgegaan. Dit het goed gewerk vir ons, en ons het ook goeie kommentaar gekry daai dag. Ek wil dalk net nog 'n storie vertel van 'n Raad om 90. Ons was besig by die leergevegskool
kursusopleiding, nou is die kommunies uit, ek vroeg die oggend, was nog in my tent, kom roep die syner my, nee, daar is nou 'n ongeluk gebeur, en ek vra het nou wat, nee, Ratel het omgeval. Dus dit nou, as jy nou leergevegsskool kom, is daar so 'n wit pad wat daar na die infanterieplaas toe gaan met Huxley. En ek ry toe nou soontoe, en hier lê die Ratel, 90 op sy sy, eintlik op sy dak. En die hatches het oopgegaan, so hy het nog nie heeltemal van plat lê nie. Baie gereën, so hy het nou 'n bietjie afgetrek van die wit pad af, en die pad het eintlik net ingegee onder hom nou. Ek laat kom toe die tiffies, en ek sê, hierdie ding rapporteer ek hier, ons gaan dit regmaak. En hulle het hom toe op sy wiele gesleep, en ek sê vir hom, staat op die Ratel, dat ek hoor, die tiffies sê, not te hel, hulle het hom toe nou eers LWT toe, en hulle het hom gediens weer, die olies getap, hulle het die recoil gecheck van die kanon, en daai goed, en daai middag toe skiet daai Ratel. So, daar's baie maniere hoe om 'n ding te doen, as ou mense het wat wil, en wat lus is om goed te doen. So, dit was my 2 Ratel 90 stories by 6-3 bataljon. So, ja, en ek dink die offisiere wat daar was, en die onderoffisiere, die adjunktoffisiere het goed gedoen, ook in hulle eie loopbane later, Kobus, Obi, was senior gewees, daar by die leer, by procurement is ek reg kan onthou op 'n stadium, Kobus, by die basis, so elke ou se lewe het maar sy pad geloop, so. En dis die storie van 6-3, Koos, baie vinnig, ongelooflike jaar, seker een van die bestes in my lewe, in my hele loopbaan. Ja, want dit lyk my die jaar waar jy jou vrou ontmoet het, of weer ontmoet het, of iets. Ja, Maar ek Ja. wil weet, generaal se video's en sy video's is baie trots om te wys dat hy, en dit mag dalk generaal De Vries wees wat bygestaan het met dit, maar praat onder korreksie, wat hulle 'n braai rooster ontwerp het, wat daar vasgemaak is aan die kant van 'n Ratel. Jy weet daar ja. oor die wiele. Nou goed, Ja, my ja. vraag aan u is soos volg. As jy nou 'n troep daar kry soos Aksaai, of hoe het jy nou moet oplei met die ding, gaan hy dit self uitdink dat hierdie is 'n braairooster, of sal hy hom inlig? Dis 'n braairooster. Die braairooster was eintlik 'n trappie. Wat jy afgehaal het, dat jy hom gister dan kan jy hom maklik trap, jy weet, om in die Ratel in te klim, maar eintlik was hy hoofdoel maar 'n braairooster, want hy kon hom mooi uitvou en so aan. Kyk, generaal Savage, generaal De Vries, Jan Elert, kolonel Saatsnel, hulle was eintlik nou maar die hele dryf agter die ontwikkeling van die Ratel, wat in 'n baie kort tydperk gedoen is. Ongelooflik, ek dink in elk geval nog steeds een van die beste voertuie in die wêreld, vir Afrika, omstandighede, tegnologie, nie baie gevorder nie, so dit is maklik om met hom te werk. Die enigste nadeel van hom was miskien sy aftapradkas wat 'n bietjie laer gehang het, en dat sy wiele nie eweredig gespasieer was nie, maar dit is 'n gevolg van tegniese goed. Ek weet hulle toe later, ek dink Saatsnel se seun het toe later een gebou wat sy deur agter sit. So nog een van die beste voertuie, maklik om te operate, jy weet, in daai tipe van goed. So soos met die ontwikkeling, na Veggroep Juliet, en ons nou al die lesse geleer het, toe is daar nou agtergekom, wat se veranderinge moet alles op die Ratel gebring word. Toe het ons later die antennes is vervang deur hoopantennes, en antenna bases wat coil was, sy ligte voor, wat alles afgeruk was, is met staalplate toegemaak, die trappe was met staalplate, die mes is vervang, die tuinrak is later boop gesit, want hy is ook heeltemal afgeruk, die braai trappie het ook later daarby gekom. Die difflokpype is toe bo die aste gesit, nie onder die aste gehaak nie. Daar was paploopbande wat toen ingekom is, so het nie die papwiel probleem gehad nie. Jy weet dan om 'n Ratel papwiel te wissel in die geveg vat 'n tyd, want die wiel is bly warm, nou moet jy hom losgedraai kry. En so al daai veranderinge is gemaak. Net 'n storie. Dit is nou af van hierdie af. Met Askari destyds is ek toe nou Ep van Lille, want daar het ons nou snaakse verplasingsplase van tydens die geveg of tydens die operasie, en Gert van Sail en Chris Roux is weg. Ek was toevallig daar van leergevegsskool af gevra vir 'n opsoffisier, en ek raak toe nou Ep van Lille is regtig met die helikopter afgelaai en so in die verbyhardloop het hulle oorhandig daar noord van Kotef.
Maar toe raak ek die tweede in bevel en ons moes toe 'n koppie seker so 10 km noord van Kahama af aanval die oggend. En ons gaan toe in en vir die eerste keer, nou het jy so, na die koppie het jy so lang Shonda, het ons toe eskadron tanks, Faplat tanks, wat toe nou teen ons uitgedruk, en ons het nie tanks gehad op daai stadium nie. En paar skote geskiet, maar nou is hulle te ver ook nog vir die 90's om nou werklike effekte, en ek het toe nou die opdrag gegee dat ons nou maar moet onttrek, want dit was eintlik net 'n steekaanval. Jakkals Silje was die batterybevel vir 'n ongelooflik goed gedoen daai oggend. Hy het tank uitgeskiet met die artillerie daai oggend. Ons moes vir Ian Johnson, was 'n G4 battery, voor die G5 ingekom, dat die een wat ons destyds, ek weet nie waar hulle dit gekry het, maar ons maar dieselfde, was so ingeskop dat ons die kanonne moes gaan uitsleep, voor ons nou op die teerpad weer noordklim. En toe ons nou omdraai, toe sê my drywer vir my, maar majoor, ons middelwiel is pap. Ek sê vir hom, swaar, daar is nie nou tyd om ons moet nou stoot. En ons het so 'n paar kilometer gery op die teerpad, toe sien ek, maar hier's nou vlamme onder my ratel, toe daai papwiel nou so warm geword dat hy in die brand geslaan het. Maar ek moet vir jou sê, dit was die vinnigste wat ek 'n crew gesien het, om 'n wiel te wissel. Ons hom nie opgelaai nie, is hom net daar in die veld gelos. So dit is die storie met papwiele en paploopbande. So wat die ratel het toe, later 'n regte baie robuuste voertuig geword, wat baie van hierdie die aanslag van die terrein, jy weet, jou digbewoste terrein kon vat. Ons het drills gehad van om 10 kabel vastdraai aan die antennabuis, dat as jou buis gaan, dan jy nog steeds 'n mate van kommunikasies torings plat slaan, jou voorste voertuie ry altyd met die toring teruggedraai, wat jy nie jou kanonskaal seermaak met bome nie, jy weet, die baie gereelde ding wat hier in die begin gebeur het, hy het 'n dieselkraantjie agter die raad, moes 2 tanks, die dieselkraantjie hier agter in die gang, nou dis waar die kiet gepak word. Nou skuif die troepe daai, as hulle die kiet pak, en skuif daai dieselkraan na die een tank toe, dan jy so 130 liter en 400 is, dan loop staan jou ratel. Want hy tap jy onmiddellik, of hy gaan nie onmiddellik of outomaties oor die, so daai ding vastgedraai moet tyd. So sulke klein goedjies wat ons gedoen het, om die ratel net meer beter te maak, en saam met die ontwikkelings wat toe later deur Syno Kostrol gedoen is. So ongelooflike voertuig, dink nog steeds een van die bestes. Ja, seker die mooiste klank wat mense aan so 'n voertuig kan kry. Ek meen, is daai Bissing engine. Ek weet nou, ons kapelaan, Andre Olivier hier op Legacy, nou 'n plek, ou TNT Solutions. En hulle het so 'n nuwe ratel wat hulle bou, hulle noem dit 'n slep of so iets. Service Life Extension Program, iets in daai lyn. En hulle het 'n ander engine in hom. En ek sê vir Andre, ek weet daarom nie, jongie. Was iets romanties omtrent hierdie ou Bushing, maar jy weet, gesing. Ja, het interessant rondom dit, hierso in 1977, toes ek nog 'n volloed daar by Eensaai. Toe kry ek die job om ek dink dit was op die Petrusburg skou, moes ek toe nou 'n uitstalling gaan doen. Nou is die ratel niet, want ons het daai jaar ons ratels gekry, en ek en 'n paar onderoffisiere, en nou Diederik Reineke, dink ek, nee nie, dit was 'n ander, baie goeie loot. Nou is ons hier weg, nou het ons 'n ratel ook, by die skou, ek dink dit was Petrusburg, maar in elk geval daar in die Vrystaat. Nou het ons al die uitstallings, ons tent, en die wapens, en die ratel is nou daar, en so aan. Maar die ratel is toen nog baie geheim. Jy mag nie die engine kappe oopmaak, jy mag nie vir mense, jy kan nou binnekant wys, as mag nie engine kap oopmaak, dis nou, want het was nou nie ons eie goed nie. En daar kom so 'n ou oom na my toe gestap, hy stap so met 'n kierie, hy sê vir my, ou seun, wat se engine het hierdie ding, en ek sê, oom, ek kan nie vir jou sê, ek mag dit nie vir jou sê nie. Hy sê vir my, wil jy hom nie net gou start nie? Ek sê vir Piet van Sail, hy was die kommentaar wat saam, ek sê Piet staat gou hierdie ratel, en ek oom hom so geluister, en hy kyk my so, hy sê, ou seun, jy kan nie 'n ou busdrywer van die spoorweë, kan jy nie bullshit vanoggend hê, daai is 'n Bissing. So, dit was nou nogal vir my 'n interessante
interessante gesprek die oggend met die oom. So daai biesing het maar net, en jy weet daai geluid, jy hoor vir hom ver. En ek dink een van die belangrikste lesse wat ons geleer het met Juliet is toe ons in die gevegsformasie ingegaan het. Ek meen elke voertuig met sy eie trap, elke voertuig het net ongelooflik skade gevat. En toe later het ons nou maar hierdie beweging in enkel gelid gedoen. Wat nou lang tyd verbypunt is so aan, maar jy skakel jou geraasfaktor tot 'n groot mate uit. En dan kan jy tot eintlik verbasend naby aan 'n teiken kom. Ek moes met Askari, nee, nie met Askari nie, met Daisy die vorige nag het ek en Ariel Hugo en Chris Wolfs het ons die laaste klomp kilometer met 'n peloton in 'n tankweer groep se pad gebreek vir die veggroep om die volgende oggend by ons aan te sluit. En dit is verbasend as jy eers so ding dat jy vir jou 'n spoor getrap het, dat jy klank eintlik weghou, want ek meen hy moet jy hoor, jy praat van 200 voertuie, man, ek meen dit is maar so groot geraas, jy weet. So met goeie bewegingstegnieke en skakel jy baie van daai geraas skakel jy uit. Maar dan moet dit 'n single file wees wat die voete nie baie hard werk nie. Jy weet so. Ja, hulle is 'n goeie voertuig, regtig baie lief vir hom. So, my roepsin was Kilo Bravo al die tyd. Koos Blok. Generaal, kan jy vir my sê, ek het iewers gehoor dat die rooi kat was ook betrokke by 6-3 Meg. Is dit die waarheid? Ja, Koos, dit is reg so. Ek het drie panserkar eskadronne gehad in die tyd wat ons operasioneel ontplooi was. Die eerste eskadron, soos ek gesê het, is Tommy Thompson van 1SDB gewees. Toe hulle teruggekom het Republiek toe, is hulle vervang deur 'n eskadron van 2SDB, ou kaptein Dick Hatting was die eskadronbevelvoerder, ongelooflike offisier. En toe ons terug was op Lohatla as deel van die ingryping vir die verkiesing in Suidwes, is daai eskadron toe hulle uitgeklaar het, is hulle vervang deur die eerste operasionele Rooikat eskadron. Die bevelvoerder, die eskadronbevelvoerder was Wilfred Moore, en dit was vir ons ook 'n groot leerskool op leergevegskool, en die troepe het dit ook baie geniet om saam met hierdie nuwe uitrusting te werk. So ons het verskillende opleidingsfases deurgegaan met die Rooikat eskadron. Ons het verskeie oefeninge gedoen, hulle was ook betrokke by kursussteen. So dit was die eerste operasionele Rooikat eskadron. Nou, hierdie vraag is ook laasweek of verlede week deur Andrei Retief gevra van die Panserveterane Vereniging oor die geskiedenis van die Rooikat eskadron, en hulle was nie bewus dat ons Rooikat eskadron ook by 6-3 gehad het nie. Alhoewel hulle vir 'n kort tydjie by ons was, totdat ons nou in Desember maand die eenheid toegemaak het en uitgeklaar het, was dit nogal vir ons 'n goeie tyd om hulle by ons te hê en ook die vermoëns te ervaar. En die troepe veral en die leiergroep het dit baie geniet om saam met die Rooikatte te werk. So, dit was die eerste operasionele eskadron, as my feite reg is. Ja, ek wil net vir julle sê, ons gaan nog, ons poog nog, miskien kan die generaal ons help in die toekoms, maar ek wil nog 'n episode maak spesifiek oor die eland 90, omdat ek video's het van hom, en ook van die Rooikat, omdat ek video's het van hom, maar ons sal ook daarby kom, en dan kan julle presies sien hoe hierdie voertuie teen mekaar afsteek, en hoe ver die Rooikat eintlik is. Ja, tegnologies goed gevorder. En soos ek sê, ons het hom eintlik net so 5 jaar te laat gekry. Dit kon 'n groot verskil gemaak het in die Angola tyd. Maar nou ja, dit is nou maar soos die lewe geloop het, nee. So, as ek net Koos, ek wil net iets wat ek gister uitgelos het. Ons lese by die eenheid was Semper Splendidor. Nou, Andrei Vermeulen, wat my tweede in bevel was, hy was ook 'n offisier wat saam met my van Eensaaier gekom het. Het hierdie heraldiese goed vir ons uitgewerk. En Semper Splendidor, sy Afrikaanse betekenis altyd beter, of ons streef altyd beter. En ons het regtig daarna gestrewe, jy weet, en ons het regtig
dit uitgeleef en dit het ons maar by 1 ook al begin en by 6-1 is dit alles wat jy in die dag gedoen het, het jy in die nag ook gedoen. So dit was nie vreemd vir troepe om in die nag sekere drills, taktiese drills uit te voer nie, want ons het altyd gestrewe daarna om dit te kan doen. En selfs in die tyd wat ons opleiding gedoen het, veral by leergevegskool, was verligtingsammunisie in die nag nie altyd geredelik, dit was altyd beskikbaar, maar jy het nooit genoeg eintlik gehad nie. En dan was daar verskillende metodes wat ons gebruik het met loopgraafopruiming. En dit is maar die hele ding wat ons gehad het, van jy maak maar altyd 'n plan. Daar waar verligtingsammunisie, pirotechnieke 'n bietjie min geraak het ons goed gedoen soos 'n generator daar trek en ons het kabel gespan oor die loopgrawe met ligte. En dan het ons so in die nag het ons daardie drills uitgevoer. So dit was nie vir die troepe snaaks om van 'n dag na 'n nag oor te skakel. Ek dink ook, alhoewel gevegte in die nag nie altyd was nie, maar ons het die vermoë bemeester om ongelooflike taktiese bewegings uit te voer in die nag. En ons het vir baie nagte het jy baie ver gery en die navigasie vermoë is ontwikkel en jy het maar jou natuurlike navigators in jou eenheid gehad wat altyd hierdie taak gehad het om te doen. Maar almal kon navigeer en jy kon in die nag kon jy groot afstande aflê en ek dink dit was een van die groot sterkpunte wat ons gehad het op hierdie stadium. Die laaste punt wat ek vir jou wil noem is ek het gister genoem van die ongelooflike span mense wat ons by 6-3 gehad het. Die sub-eenheidsbevelvoerders was verantwoordelik vir die taktiese voorbereiding van hulle troepe en die taktiese aanwending. Maar 2 offisiere wat ek spesifiek wou uitlig is André Vermeulen, Major André Vermeulen, wat my tweede in bevel was, en dan ook Major Joe Nel wat van Aksai afgekom het, wat die ondersteuningskompanie bevelvoerder was en ook die logistieke offisier. Jy weet, ons was 'n robuuste organisasie wat by mekaar gegooi is, en daar was geen stelsels toe ons op in die operasionele gebied aangekom het nie. Daardie 2 offisiere het vir ons stelsels, prosedures aan mekaar gesit en dit was daardie 2 offisiere wat dit gedoen het. Die paraatmaking was hulle verantwoordelikheid, die terugbeweging met die trein, saam met die padbeweging, want alle voertuie kon nie met die trein saamgaan nie, was ook deur hulle 2 beplan, 2 ongelooflike offisiere. Ons het 'n volledige stel boeke gehad, groot boeke, wat so met die tyd ontwikkel is, so ons kon uitklaar toe die eenheid toegemaak het met 'n skoon rekord, en dit is maar als te wyte of toe te skryf aan daardie 2 offisiere, 2 ongelooflike mense wat ook ons pad gekruis het in die verlede. So, Koos, dit is wat ek vir jou wil sê van 6-3 wat ek nou uitgelos het. Ek dink nou kan julle maar aangaan en die ding doen soos julle dit goed dink. Ja, maar ek het nou net weer vra hier as jy nou nie omgee nie. Dis nou lekker om die eksperte hier te hê, weet. Wat sal baie keer gevra, het Suid-Afrika nagsig gebruik in hierdie voertuie of was dit net die olifant tanks? Het ek iewers gehoor. As ek reg kan onthou, en ek kan nou nie op die Panzer se hand praat nie, het die olifant tanks 'n nagvermoë gehad, maar ons het nooit in die voertuig het ons self nooit 'n nagsig vermoë gehad nie. Ons het hoofsaaklik maar vir die drywers het ons 'n drywersbril gehad wat hy kon gebruik. Nou uit die aard van die saak, dan moet 'n stuk donker nag gewees het en jy moes die ligte uitdoof om te beweeg, maar nee, ons het nie sulke goed gehad behalwe die handstelle wat ons gehad het nie. Selfs met navigasie uitrusting het ons vir die eerste keer, dink ek, tydens operasie Askari, het ons die sat-nav stelsels gehad wat in jou inligtingsvoertuig geïnstalleer was. En dis die eerste keer wat ons dit begin gebruik het, maar voor dit en ook saam met die sat-nav stelsel het ons maar die handroliese metodes gebruik vir navigasie en daardie tipe van goed. Ek weet die artillerie het op 'n stadium ook 'n stelsel gehad wat beperk was tot wanneer die satelliete oorgekom het in sekere tye van die dag. Maar dit is maar die stelsels wat ons gehad het op daardie stadium wat ek betrokke was met dit.
Wat daarna nou gebeur het, is ek nie heeltemal seker nie. Maar ons het nooit verdwaal nie. En dit was die grootste vrees altyd. Ek was baie verantwoordelik vir navigasie by 6-1 ook. En ek het 'n goeie span gehad en dit was my grootste vrees om die doelwit te mis. So dit het 'n klomp spanning op 'n ou geplaas, maar gelukkig het dit elke slag gewerk. Nou wil ek net gou hoor, ek was by De Brug gewees op die skietbaan in 2019. Ek verstaan die Panzerhouwens het elke jaar of hulle het sulke skietvertonings daar in die gang en dan sit hulle as gewoonlik 'n olifanttank en 'n paar ratels en nog 'n kom goed daar neer. En 'n mortier wat beligting fakkels gooi en dan begin hulle skiet en dit is nou nogal werklik iets om te sien. En ek het my vreeslik geniet om daarna te luister. Jy hoor daai 105 mm van die olifanttank bo alles uit. Maar my vraag aan u is nou soos volg, uit 'n taktiese oogpunt. As daar nou 'n aanval sou wees in die aand, sal hierdie voertuie skiet en ophou skiet en beweeg iewers anders heen gou, al is dit net 50 tree en weer skiet. Of gaan hy staties bly soos artillerie? Hoe werk dit in die bos? Die doktrine bepaal en ook die taktiese metodes hoe ons opgelei het dat 'n stilstaande voertuig is 'n dooie voertuig. Nou, die tank was die enigste voertuig wat ons gehad het, die olifant, wat op die beweeg kon skiet omdat sy toring gestabiliseer was. Die ratel kon dit nie doen nie, het was 'n vaste toring, die Eland 90 kon dit ook nie doen nie. So ons het opgelei om vuur en beweging te doen. Soos die troepe op die grond ook maar vuur en beweging doen, dit het ons dan ook met die voertuie gedoen. Nou moet jy ook verstaan dat om op De Brug te skiet en in die digte terrein te skiet in Angola is nou twee verskillende goed. En daar het gevegte uitgebreek wat later eintlik maar sulke klein individuele geveggies was waar voertuie op 10 meter uitgeskiet is. Maar dit was altyd vuur in beweging. 'n Dooie voertuig is 'n verstilstaande voertuig is 'n dooie voertuig. En wat 'n ander beperkende faktor in die terrein ook was en waarby ons maar moes aanpas is dat jou sig tussen voertuie was baie beperk as gevolg van die digte terrein. En dit het jou formasies dan nou ook kleiner gemaak. Maar as gevolg van, ek dink die basiese opleiding wat 'n ou van vroeg af gedoen het en ook die oriëntering in die digbos met daardie vermoë tot 'n groot, of daardie nadeel tot 'n groot mate uitgeskakel. En daar's vinnig aangepas deur leiegroep in die beboste omgewing. Ek weet toe ons op die Kwitu front was, het Paul Forsier, hy was toe die brigadebevelvoerder vir ons gevra, ons moet ons goed in die nag ook inoefen, maar die bos is so dik dat dit bykans onmoontlik gemaak om in die nag 'n behoorlik veilig operasies te kan voer. Ek weet dat met die aanval op die 21ste brigade deur Vuursaai, Jan Belang was toe die bevelvoerder, het die aanval in die nag ingegaan. Maar as gevolg van opleiding kon hulle dit dan ook doen en verligtingsammunisie wat daar was. Maar gemechaniseerd was daar nooit werklik groot gevegte wat in die nagplase vind. Daar was net te veel beperkings. Nou trek 'n ou nou laer as hy gaan slaap in die aand, soos in 'n sirkel. Ja, kyk, ons het dit is ook 'n ander oefening. As jy nou die doktrine reg luister, is daar 3 tipe laars wat jy kan inneem. Jy kan soos die sirkellaar kan jy inneem. En dan het ons ook 'n bokslaar gehad, 'n vierkantige laar. En dan kon jy ook in kolonne geslaap het wat jy die voertuie net langs mekaar in rye intrek. Maar as gevolg van die lugbedreiging het ons daardie formasie nooit gebruik nie. So daar is by 6-1 later is daar 'n tegniek ontwikkel wat almal toe maar later begin gebruik het, is dat jy 'n hele stelsel gehad het van 6 uur merk, 12 uur merk en elke vegspan of elke subeenheid in die veggroep het presies geweet watter kant toe hy gewoonlik moet gaan. So jy het maar gewoonlik 'n oop laar getrek in die operasionele omstandighede en die drills was presies daar. So ons het in die nag so geslaap met jou wagte en jou luisterposte uit en dan vroeg die volgende oggend het almal
Daar's verskillende drills, so jy het die voertuie het nooit een afgeskakel as jy nou in die laar en almal was reg, so almal het gelyk afgeskakel sodat jy dan 'n tyd gebruik voordat almal uitgeklim het om te luister. En dan die volgende oggend het almal op die spesifieke tyd gelyk weer die voertuie aangeskakel nadat jy nadat jy jou patrollies gedoen het om te kyk of daar ene en dan het jy die laar voor eerste lig het jy die laar oopgebreek dat jy nie 'n teiken het nie. En dit was noodsaaklik as gevolg van die ligbedreiging wat daar was, sodat jy nie 'n gekonsentreerde teiken skep met nagslaap nie. Maar in die nag het ons in laars geslaap, ja. Generaal, ek dink ons gaan nog baie praat en dit is my verskriklik lekker. Ek bedank u daarvoor. Ek wil weer eens almal uitnooi mense as julle van 63 meg was. Kontak my asseblief dat ons meer hoor van julle eenheid 62 ook. 61 julle is altyd welkom. Moet nou nie afgeskeep voel nie, is nie weeskinders nie. Maar ons is nou hier waar ons graag wil net alles by mekaar bring en as jy goeie herinneringe het en ek is seker jy het, dan vertel ons daarvan. Is die klein goedjies wat nie in die boeke is nie, wat belangrik is. So ook bedankie, generaal, 1000 dankies vir die tyd en moeite vandag. En mense tot ons mekaar weer sien, na die Here julle seën. Dankie Koos, as ek vir jou sê, dis lank terug wat hierdie goed gebeur het, so alle feite kan waarskynlik nie heeltemal met 'n maand of 2 of whatever naam kan ek verkeerd hê, maar dit was nou uit die hardheid storie. Soos ek het onthou, en dit is maar my gedeelte. So, baie dankie vir jou poging, ek kyk jou goed gereeld. So, dankie vir jou poging en vir wat jy doen, en dit is belangrik vir ons nageslag, ons kinders en ons kleinkinders moet kan kyk na hierdie goed, oor wat was, alles was nie sleg nie, so. Thank you for watching. Please like, subscribe, and ring the bell to receive notifications.